Goeiemôre en welkom aan almal hier op die eerste Sondag van 2026. Het is altyd 'n wonderlike voorreg om hier in die huis van die Here by mekaar te kom. En ja, daar gebeur baie keer dinge in 'n mens se lewe en dit gaan moeilik, maar glo my, God het 'n doel en 'n plan met alles wat in die lewe gebeur. Bietjie mense hier vanmôre, maar daar is nog baie mense wat weg is met vakansie. Maar ek wil almal sê welkom hier vanmôre. Die wat terug is. Ek hoop julle het lekker gerus in vakansie en dat julle uitgerus is vir die jaar wat voor ons lê. Ja, die tyd gaan so vanaf verby. Dit is nou net mooie jaar terug. Wat ons vir mekaar gesê 2025 gaan 'n moeilike jaar wees. En ja, dit was so. En elkeen kan getuig daarvan. En elkeen het van sy probleme gehad hierdie jaar. En daar was moeilike tye. Maar ons het ook goeie en vrolike tye gehad. Ja, soms was daar so 'n berg voor my, dat ek nie geweet het of ek kan aangaan. Maar vandag staan ek hier voor julle as 'n oorwinnaar. Nie in myself, maar ek oorwinnaar in die Here. Liefdes, dit maak nie saak wat gebeur het verlede jaar nie. Hy is verby en hy lê op sy rug. Maar wat saak maak, is Jesus. Dit gaan alles om Jesus. Jesus is die een wat altyd daar was toe ons nood gehad het. Jesus was daar toe ek gevoel het, dis alles verby en alles is verlore. En dit was Jesus wat ook daar was in die tye toe dit goed gegaan het. Prys die Here. Ons begin 'n nuwe jaar ten spyte van alles wat ons voornemens en het niks verander nie. Alles is nog dieselfde. Sommige van ons het wyser geword, ander het sterker geword en gegroei in die gees, ander het gestagneer. Daar is selfs mense wat alles ontvang het in hierdie tabernakel, maar hulle het hier uitgestap en dit was nie lank nie, toe hulle alles prys gegee en weer teruggeval na hulle ouderdoms. Nou ek kan julle nie vertel wat hierdie jaar gaan inhou nie, maar een ding kan ek julle sê, is die feit dat die koms van die Here nou nog nader is. Want ons kan dit sien aan die tekens en die tye wat Jesus vir ons beskryf het in Matteus 24. Jesus het ons gewaarsku en sê, pas op dat niemand julle mislei. Want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus. En hulle sal baie mense mislei. Hy het gepraat van oorlog, gerugte van oorlog, en een nasie sal teen die ander opstaan, pestsiektes, hongersnode, aardbewings en verdrukking.
Jesus het gesê, as julle hierdie dinge sien, is dit die begin van die einde. En ons sien al hierdie tekens in die land. Liefde, dit sal moet wakker word. Dit is die begin van die einde. Jesus het gesê, waak en bid, dat julle nie in versoeking kom. Ons weet dat alles wat God gemaak het, goed was. Selfs die mens het God goed en mooi gemaak. Het hom na sy beeld en sy heerlikheid gemaak, minder as die engele het God hom gemaak. Psalm 8 vers 5 skryf Dawid, wat is die mens dat u aan hom dink? Die mensekind dat u hom besoek. U het hom 'n weinig minder gemaak as 'n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon. God het die mens gemaak om saam met hom te kan wandel. En God het nie slegte mense gemaak. God het ook nie slegte dinge gemaak, want alles wat God gemaak het was goed. Maar toch kry jy slegte mense, omdat die Satan die goed wat in die mens was ontsteel het. Moet hy dit korrigeer, is die mens wat sleg is. Dit is Satan wat met sy slinkse die goed uit die mens steel en die sleg in ons. Dit gaan alles oor Jesus, ons erekoning, die begin en die einde van alle dinge. Wanneer ek so terugdink oor die jare, aan al die boodskappe en preke wat jaar na jaar uit in hierdie tabernakel gepreek word, dan besef ek en weet ek, dit gaan alles oor Jesus, ons leidsman en ons verlosser. Ons redder wat gehang het in Ou Christus. Prys die Here. Want hy is waardig om geprys te word. Dit gaan oor Jesus. Hy is die begin en die einde van alles. Maak nie saak wat jou probleem was. Jy sit vandag hier in 2026 omdat Jesus jou hierdie jaar gedra het. Daar is net een antwoord op alles in sy naam is Jesus. Dr. Lukas skryf in Handelinge 4 vers 12. Jesus is die enigste naam in die hemel wat onder die mens vir ons gegee is, wat ons kan red. Daar is geen ander naam nie. Dit is Jesus en Jesus alleen. Nou hierdie jaar gaan nie anders wees nie, want God is getrou en 'n waarmaker van sy woord. God is gister, vandag tot in alle ewigheid dieselfde, hy verander nooit. Lees ook in Lukas 21 waar Jesus oor sy disippels vertel het van die eindtye en die begin van die smarte. Hy het hulle vertel terwille van sy naam in die gevangenis gewerk sal word en voor konings en gouverneurs gebring sal word. In vers 14 en 15 het Jesus vir hulle gesê, neem julle dan in julle harte voor, om nie vooraf oor julle verdediging te dink, want ek sal aan julle woorde en waarheid gee, wat julle teestanders nie kan teespreek of weerstaan. Dit is wat Jesus vir ons gedoen het verlede jaar, en dit
dit die ook hierdie jaar vir ons sien. Maar in vers 19 sê hy, deur julle volharding moet julle lewe in besit kry. Ons moet volhard teen al die besoekinge, straf, droefnis en kwellinge in ons lewe. Ons moet volhard teen die beskuldigings en die verwyting, want dit is die Satan wat beskuldiging teen ons inbring. Volhard teen die ongeregverdige behandeling en volhard teen al die vervolging in jou lewe. Want dis teen hierdie dinge wat die Here ons gedra. Matteus 10 vers 22. Julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Dis 24:12 en 13 sê Jesus weer, en omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van meester verkoel, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Paulus skryf van die Timoteus in Timoteus 4 vers 16. Let op julleself en op die leer, volhard daarin, want deur dit te doen sal jy jouself red, sowel as die wat jou hoor. Romeine 12:11 en 12 skryf Paulus weer. Kom ons lees van vers 9 af. Romeine 12 van vers 9. Almal daar. Ek lees vanaf vers 9. Laat die liefde nie ongeveins wees, verafskuw wat sleg is, hang die goeie aan. Wees hartlik teenoor mekaar met broederliefde. Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees, dien die Here. Verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking en volhard in die gebed. Hierdie jaar gaan ons dra in ons ywer vir die woord van God en die liefde en gebed. Die Bybel sê volhard in gebed. Hy sê bid sonder ophou. Dis hulle sense 5 vers 17. Waak en bid, Markus 13:33. Bid verwys, Jakobus 1 vers 5. Bid in die geloof, vers 6. Bid in die Heilige Gees, Juda 21. Bid op elke plek en hef hande op, heilige hande op, 2 Timoteus 2 vers 8. Matteus 7 vers 7, bid en vir julle sal gegee word. Lukas 22, bid dat julle nie in versoeking kom nie. Jakobus 5 vers 16 sê, bid vir mekaar. Weet ons moet vir mekaar bid. Dit is baie belangrik.
Julle sal nie weet of besef wat dit vir 'n ander beteken wanneer daar vir hom gebid word nie. Ek is 'n getuienis van die gebede wat deur hierdie gemeente vir my gebid is. Gebede wat my deur moeilike en swaar tye gedra het. En ek glo daar is baie ander ook hier wat dieselfde gebid het. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige dra groot krag. Ons moet die liefde in Christus in ons dra. Jesus moet in ons harte wees. Paulus skryf, die liefde van Christus dring ons. Korintiërs 5 vers 14, ons sal niks beteken as dit nie Christus in ons hart het nie. Want sonder liefde is ons dood. 'n klinkende metaal en 'n lydende simbool sal ons wees. Ja, ek sal baie praat en groot geraas maak, maar niks sê. Jesus is die antwoord op alles wat is nodig. As jy vrede wil hê, sal hy jou vrede gee. Vrede laat ek julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee nie, gee ek aan julle. Jesus se vrede is wat ons nodig is, nie die wêreld se vrede nie. Dit beteken nie vir ons baie. En daar is geen groter liefde as wat God kan gee nie. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ons het net gesing dat geen liefde is die liefde van ons Vader. Dit nie wonderlik. Want dit is so waar. Ons moet ons onder 'n werk van God en die duiwel weerstaan, sodat die Satan van ons kan wegvlug. Ek wil nie veel verder nie sê nie, maar ek wil afsluit met 2 gedeeltes in die Bybel. En daarna sal ons aansit aan die tafel. Wil julle met julle Bybels blaai na 1 Petrus 4 vir my asseblief. En die einde van alle dinge is naby. Wees dan ingetoe en nugter om te kan bid. Maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal menige sondes bekyk. Wees grasvry eens mekaar sonder om te murmureer. Na mate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen,
sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag toekom tot in alle ewigheid. Hierdie jaar gaan moeilik wees, en sonder die liefde, sonder Jesus en sonder gebed kan ons dit nie maak nie. Daar is dinge wat moet gebeur waarteen ons nie kan bid nie. Omdat God dit so bestem het om te gebeur. Maar daar is dinge wat ons nodig het om ons deur te dra. Nie net op self nie, maar vir die gemeente, vir die liggaam van Christus, vir die kinders van God. Paulus het in Efesiërs, die Efesiërs gebed gemaak, en ek sal graag wil hê julle moet sien toe bly, Efesiërs 3. Lees vanaf vers 14. Hy sê, om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemel en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee, na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte, die lengte en die diepte en die hoogte is, en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot die volheid van God. En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus deur alle geslagte tot in ewigheid. Met die volheid van God in ons het ons die mag om om slange en skorpioene te dra en oor die krag van die vyand. Volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. Here, dit is my boodskap. Jesus en Jesus alleen. Jesus sal ons deurdra, Jesus sal ons versterk. Vertrou op God, want hy is getrou. Gaan ek oor na die nagmaaltafel. Baie dankie. Kom ons lees saam met 1 Korintiërs 11. Want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. Nou ons moet onthou dat Paulus nie by die nagmaal was, toe Jesus die nagmaal ingestel het. En ek ook nie hierdie skrywe van die enige mense van apostel ontvang nie, want hy skrywe
soos wat dit hier beskryf het, van die Here af ontvang. Kom ons lees verder. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is 'n Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as wat julle daaruit drink tot my gedagtenis. Maar so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet en die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet hom self beproef en so van die brood eet en die beker drink. Tot sover. Kom ons bid saam. Here, almagtige God en Hemelvader, ons loof U, ons prys U. Ons sê dankie vir die woord, Here, en vir die liefde en U genade. Dankie dat ons weer 'n voorreg kan hê om aan die tafel te sit, Here, en die liggaam te kan eet en die bloed te kan drink, tot die herinnering van dit wat U vir ons gedoen het. Here, sonder U kan ons nie, en sonder U wil ons nie. Here, dit ons, terwyl ons aan hierdie tafel sit, kan besef wat U alles vir ons gedoen het, en die leiding wat U deurgegaan het. En dat ons U dood sal verkondig, totdat U weer kom. Wanneer U weer kan kom, op die wolke, wat die wonderlike dag sal dit nie wees nie. En U gaan kom om U kinders te kom haal. Al die lof, die eer, kom U toe, want U is waardig. Here, ons vra dat U seën oor die woord en die seën oor hierdie tafel. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.
huis saam met U te kan doen. U was reeds hier en ons het opgedaag, Vader, om 'n ontmoeting met U te kom kry. Dankie Here vir dit wat ons ontvang het uit U hand, vir dit waarmee ons gevoed het. Nie net na siel nie, maar ook na liggaam. Maar Here, dankie ook vir dit wat ons ontvang het uit U woord, dat ons U in gedagte moet bring, deur getrou te wees en ons te onderwerp aan U leiding en aan U gesag. Dankie Here vir die oop deur wat U kom skep in hierdie tabernakel, dat ons deur die woord en die waarheid wat hier verkondig word, U mag verheerlik. Vader, waar ons nou uiteen gaan, vra ons die salwing, vra ons die seëning, dat U elke siel wat U uitstap sal seën, sal behoed, sal bewaar, dat U elkeen sal bind met daardie band van liefde wat U oor ons uitgestort het. Ek bid ook vanmôre, Vader, dat U die naspreker sal wees van hierdie woord, dat dit wat ons ontvang het 'n impak sal maak, nie net in ons eie lewe nie, maar Here, daarvan ons beweeg, dat die vrug daarvan sigbaar sal wees. Mag U die lof ontvang vandag, en ons eer en loof U daarvoor, in Jesus